Geliefdes, verlede Sondag het ons in ons studie van Paulus se brief aan die gemeente in Rome gesien, dat ons voor die werklikheid van 'n baie besliste waarheid te staan kom, nie net die waarheid wat ons tot daar gebring het nie, maar ook daardie waarheid wat Paulus in Romeine 6 vers 1 tot 11 aanspreek. Ons het die volle teks op die bulletin wat ek nie nou vanoggend gaan deurlees nie, en soos ons aangaan deur die teks kan julle dit dan op die bulletin volg. Maar hier in Romeine 6 vers 1 stel Paulus daar die eeuoue vraag wat dwars deur die geskiedenis by Christene, gelowiges opgekom het, wanneer mense hoor hoe radikaal, hoe wyd, hoe ontsettend groot God se genade is. Soos wat ons dan in hoofstuk 5 gesien het. Ons is deel van sy liggaam. Ons is saam met hom in die, as het ware in die doopwaters in, ons het gesterf en ons het in die lewe opgekom en nou is sy genade oor ons. En Paulus het in 5 vers 20 vertel hoe groot, hoe onbeskryflik groot is God se genade. Maar dan kom hy nou hier in hoofstuk 6 vers 1 en hy vra, nou as ons nou dink aan hoe groot God se genade is, wat sal ons dan nou sê? En wat hy eintlik daarmee bedoel is, daar is mense wat so redeneer. Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? En antwoorde, hoe meer ons sondig, hoe meer het God geleentheid om sy genade uit te stort, so eintlik is dit 'n wonderlike goeie ding. Daar is mense wat so geredeneer het. Maar ons het gesien verlede keer dat sy antwoord in vers 2 was 'n baie sterk ontkenning. Nee, stellig nie. Nee, hoegenaamd nie. Nooit. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Maar hy sê, dit is eintlik ondenkbaar dat iemand so kan redeneer. Nou, dit is ondenkbaar dat 'n gelowige doelbewus sondig. Het is ondenkbaar dat 'n gelowige doelbewus sondig. Dis wat hy hier sê. Ons wat die sonde afgesterf het, dood is aan die sonde, hoe kan ons nou daarin lewe? En dan het ons gesien dat in verse 3 en 4 het hy verduidelik dat wanneer ons tot redding in Christus Jesus gekom het, ons fundamenteel in ons wese verander het. Iets in ons het heeltemal verander. Ons, eintlik is dit nie reg om dit te sê, ons het heeltemal fundamenteel verander. Ons hele wese is verander. Nou kyk ons na verse 3 en 4 waar hy skryf, of weet julle nie, of besef julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop in die dood. Nie die letterlike doop nie, nie die gelowige doop nie, maar dit wat die doop symboliseer, naamlik die gelowige se sterwe aan sy sonde, omdat hy in Christus nou is. Sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Met ander woorde wat hy hier sê is, die gelowige lewe nou in 'n nuwe lewe. Sy ou mens is afgesterf. Hy is nie meer in die ou mens nie. Hy wil nie meer sondig nie. En hy is in staat, soos wat ons in die 2 weke terug gesien het, hy is in staat om nie te sondig nie. Juist deur dit wat hy nou geword het in Christus, is hy nou vir die eerste keer na redding in staat om nie te sondig nie. Maar wanneer hy dan sondig is, dit dan sy keuse. Dit is wat ons baie goed moet verstaan. Wanneer 'n gelowige sondig, is dit sy keuse. Nou, Paulus gebruik dan die beeld van die doop om hierdie geestelike werklikheid, geestelike waarheid te illustreer. Ons ou lewe van sonde is dood
en ons is nou in 'n nuwe lewe in Christus. Ons is dus nuwe mense deur die wedergeboorte. Dis hoekom die Bybel dan ook praat, dis hoekom die Christelike geloof ook verwys na die redding as die wedergeboorte. Jy is opnuut gebore. Die ou mens is dood, jy is nou in die nuwe mens. Met ander woorde, wat ons dan ook verlede keer gesien het, wat hy eintlik dan bedoel het is, onthou wie en wat jy nou in Jesus is. Onthou, jou identiteit het verander. Jy is nie meer die ou mens nie, jy is nou 'n nuwe mens, jy's nou 'n gelowige, jy is nou 'n belydelike Christen wat heeltemal van aard verander het. Jy het van aard verander. Dis wat hy sê. Jy is nie meer wat jy was nie. Jy is nie meer wat jy was nie. En ons het nou gesien met die analogie van die doop as basis, het hy verduidelik, en dit het daar vir ons baie duidelik uitgekom, ons het saam met Christus gesterwe, begrawe, opgewek, en is nou lewend in Christus Jesus. Dis wat met ons gebeur het. Dit is nie iets wat ons nou nog moet probeer bereik nie, dit is nie iets wat ons nou moet sê, ons gaan dit nou doen nie. Dit is wat God reeds in Christus gedoen het. En wanneer ons nou in Christus is dit die waarheid in ons lewe. Dit is nie 'n ideaal vir een dag in die toekoms nie, dit is die werklikheid van ons lewe nou. So ons leef nie om God se guns te verdien nie. Ons leef nie om God se guns te verdien nie. Ons leef omdat ons dit reeds het. En dis die verskil. Geen kind voel ooit dat hy so moet lewe dat hy guns by sy vader of sy moeder of sy ouers moet verdien nie. Die feit dat hy die kind is genoeg om die kind die versekering te gee, ek is geliefd, ek is kind van my vader, van my moeder. Dis hoe dit behoort te wees. God wat die hemelse Vader is, die perfekte Vader, sy kinders is so, dit behoort so vir hulle te wees. Ons aardse vaders is miskien heeltemal anderster, of ek praat van die vaders en die moeders. In baie ouer huise is hierdie situasie nie. Die kinders voel hulle moet hulle ouers se guns verdien. Hulle moet perform, as ek dit so mag stel. Hulle word nie aanvaar vir wie en wat hulle is nie. Maar ons is die kinders van ons hemelse Vader, ons is wedergebore tot sy kinders, en ons leef nou as sodanig. En dan is die ander waarheid wat ons ook gesien het. Ons leef ook as mense, oor wie die sonde alle aanspraak en alle reg verloor het. Die sonde het nie 'n aanspraak op ons nie. Die sonde het nie 'n reg op ons nie. Dit gebeur wel soms dat 'n gelowige kan terugval en dat die sonde 'n aanspraak op hom kry, maar dit is dan daardie geval waar hy doelbewus gesondig het en hy vir die sonde 'n houvas gegee het in sy lewe. En waar hy nie met die sonde handel nie. En nie vergifnis vra vir die sonde wat hy doen nie. Dit wil sê, as ons nie volgens 1 Johannes 1 vers 9 handel nie. As ons nie handel soos wat Jesus verduidelik het oor die voete was nie. As ons net dit doen nie, dan kry die sonde 'n houvas op ons lewe en in ons lewe. Paulus beskryf dan die gelowiges 'n nuwe aard in verse 11 tot 14. Kyk gerus daarna op die bulletin of in jou Bybel, Romeine 6, vers 11 tot 14. Hier sê, hier is wie julle nou is. Julle is vir die sonde dood, maar lewend vir God in Christus Jesus, ons Here. Is dit waar? Kan elkeen van ons sê, dit is waar, ons het een begeerte, en dit is om vir die sonde dood te wees. Ons wil nie sondig nie.
Vers 12, laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Met ander woorde, moenie die sonde kies nie. Moenie die sonde kies nie. Vers 13, en moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie. Maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Maar dit dien God. Moenie die sonde dien nie. En dan vers 14 gee die versekering, want die sonde sal oor julle nie heers nie. Want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Dit wil sê, as vers 11 tot 13 waar is, dan sal die sonde nie oor jou heers nie. Dan sal die sonde nie oor jou heers nie. Nou, verstaan julle wat Paulus besig is om hier te doen? Verstaan julle die impak wat dit in ons lewens behoort te hê, hoe ingrypend dit is om hierdie waarheid te besef, dat ons as gelowiges mag nooit ooit moedwillig sondig nie. Ons mag nie die sonde 'n houvas plek gee in ons lewens nie. Ons mag dit nie doen nie. Want hier waar hy die gelowige se nuwe natuur beskryf, en let wel, dit is 'n nuwe natuur, 'n nuwe aard, is daar nou 'n nuwe lewenswyse. Ons leef nou anders, omdat ons 'n nuwe natuur het. So deur Christus se dood het ons in ons redding saam met hom gesterf, saam met hom begrawe, maar ook saam met hom opgestaan, sodat ons nou tot 'n nuwe gehalte van lewe kan lewe, want ons is nou daartoe in staat, maar ons kan kies hoe ons nou lewe. En laat ons baie goed verstaan. Daar's baie keer wat mense verskonings maak as hulle in die sonde verval. En dit toeskryf aan daardie ding of aan daardie persoon of aan daardie situasie of aan daardie dit of aan daardie dit, of wat die sielkunde sê of wat die wêreld sê of wat die opvoeders sê of wat ook al. Maar geliefdes, ons moet baie duidelik verstaan, hier wys Paulus vir ons dit, wanneer ons in die sonde verval, is dit ons keuse. Daar's nie iets anders nie. Ons stel onsself tot beskikking van die sonde, sodat die sonde vasdra plek in ons lewens kry. En wat ook dan die implikasie hiervan is dat die gelowige se wil is verander. Jy het nou 'n ander wil. Ek kan amper sê daai wil is onder 'n nuwe bestuur. 'n Nuwe bestuur. Dis nie meer die ou wil nie. En nou wil die gelowige in gehoorsaamheid lewe. Nie omdat ons gedwing of gedreig word nie, want ons leef onder die genade, sê hy in vers 14, dit is nou uit die begeerte van die nuwe hart. Dit is die begeerte van die ware gelowige se nuwe hart. Ons kan dit ook so stel, die gees van God verander die ek moet van die wet na ek wil nou onder die genade. Verander die ek moet van die wet na die ek wil nou van die genade. So die belangrike wat ons moet verstaan is dat saam met ons nuwe identiteit wat na die wedergeboorte gekom het, het ons nou ook dan 'n nuwe aard. Dis nie net 'n nuwe identiteit nie, ons het 'n nuwe aard gekry, want ons hele wese is verander. En dan herinner ons juis daaraan, dit is wat God beloof het. Hy het dit reeds in die Ou Testament beloof. In Jesegiel 36 vers 26 het hy gesê vir sy volk, ek sal julle 'n nuwe hart gee en julle 'n nuwe gees gee. Ek sal daardie kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vlees gee. Dit wil sê een wat op die waarheid kan reageer. Daai kliphart is nou uitgehaal.
Daar's 'n oorplanting plaasgevind. Daar's nou 'n vleishart wat kan en wat wil. Daarom is die gelowige nou 'n nuwe skepping. Dis wat Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 17 stel. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Ook Petrus, die apostel Petrus in 2 Petrus 1 vers 4. Deur hierdie beloftes het hy ons die wonderlike voorreg gegee dat ons deel gekry het aan die goddelike natuur. Ons het deel gekry aan die goddelike natuur. Wat is die implikasie hiervan? Deur hoe en wat ons is en hoe ons hier lewe, getuig ons oor ons redder, wie hy is en wat hy is. Verstaan julle die implikasies hiervan? Nou vra ek vra dit vir myself af, maar ek vra ook elke ene, en dis wat die woord van die Here ook elke ene vra wat na hierdie skrifdeel toe kom. Wat getuig ons lewens van ons redder? Hoe getuig ons lewens oor ons redder? Hoe getuig dit? Paulus ook aan Titus, in Titus 3 vers 5, waar hy sê, hy het ons gered, dis Jesus, deur die wedergeboorte wat ons nuut maak deur die Heilige Gees. Nou onthou, ons het die Heilige Gees ontvang, daardie oomblik by geboorte, weer by die wedergeboorte, van redding, en die Gees is voortdurend in ons aan die werk om ons nuut te maak. Die Heilige Gees laat ons nooit met rus nie. Hy is voortdurend besig om te sê, onthou dit, doen dit eerder so, getuig van jou redder so, moenie daai pad vat nie, moenie so toe gaan nie, bly weg daarvan, moenie so optree nie, jy is 'n nuwe skepsel in Christus, moenie die pad van die sonde kies nie. En dan wanneer ons na Paulus se brief aan die gemeente in Efese gaan, dan kry ons een van daardie belangrike lyste wat ons in die woord kry, 'n lys wat vir ons baie meer in detail uitspel hoe en wat die gelowige is. In Efesiërs 4 vers 22 lees ons, Efesiërs 4 vers 22 lees ons, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan. Dit was hoe dit met die ou mens was. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, nou dat julle gered is. Julle moet die nuwe mens aantrek. En onthou, 2 hoofstukke verder in hoofstuk 6, gee ook vir ons die wapenrusting van die gelowige. Maar hier sê alreeds, julle moet die nuwe mens aantrek, wat as die beeld van God geskep is. Weereens, hoe ons lyk, hoe ons optree, sê vir die wêreld, hoe lyk ons redder? Hoe lyk ons redder? Hoe lyk ons God? Julle moet die nuwe mens aantrek wat as die beeld van God geskep is in die ware geregtigheid en heiligheid. Met ander woorde, ons moet voortdurend in waarheid en in heiligheid lewe. Voortdurend. Daarom, en nou word hy baie prakties. Lê die leuen af. Bly weg van die leuen. En spreek die waarheid. Elkeen met sy naaste. Want ons is mekaar se lede. In Christus is ons nou lede, ons is lidmate van dieselfde liggaam, ledemate van dieselfde liggaam. Dis om die kerk na lidmate verwys, ons is ledemate van dieselfde liggaam. Vers 26 nou. En dan woordtone wat eintlik sê, indien julle kwaad word, moenie sondig in julle kwaad word nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie. Met ander woorde, handel dan daarmee. En voor die son ondergaan, moet jy daardie ding, of daai mens met wie jy toornig was, moet jy dit afgehandel het. 1 Johannes 1 vers 9. Moenie dat die son oor jou sonde sak nie. Handel daarmee. Moenie rondloop met sonde in jou hart nie.
Vers 27, en gee aan die duiwel geen plek nie. Wat doen jy, indien jy die son oor jou sonde laat sak? Jy hou met allemaal daai ding in jou hart, gee jy aan die duiwel 'n vasdraplek, dis wat hy sê. Vers 28, laat die een wat steel, nie meer steel nie. Dit is eintlik weier as net dit. Dis een wat nie werk om te lewe nie, laat hy daarmee ophou, dis wat hy eintlik bedoel. Maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, maar hy almal moet werk, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Maar die gelowige is voortdurend een wat aan die werk is, sodat hy kan deel met hulle wat minder as jy het. Maar hy is aan die werk. Daarom is aftrede nie 'n Bybelse konsep nie. Hoop julle hoor wat ek sê. Aftrede is nie 'n Bybelse konsep nie. Daai woord is nie daar nie. Jy sal nie in die Bybel kry nie. Jy werk tot jy die dag dood neerslaan. Of as jy onkapabel is deur siekte. Maar aftrede is nie 'n Bybelse konsep. Jy kan van jou werk bedank of aftree, ja, maar jy gaan nog steeds werk. Jy kan nie ledig rondsit nie. Goed, en dan wat ook hier is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Maar jy deel altyd met ander. Jy is altyd mededeelsaam. Dit is wat die gelowige is, mededeelsaam. En moenie vir my sê, daar's nie mense met wie jy te doen kry wat nood het nie. Hulle is hier in ons land, is hulle reg rondom jou. Vers 29. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting. Dit gaan meer as net wat is die kern van 'n vuil woord, is 'n vuil gedagte, maar dit is waarheen dit gaan. Moenie 'n vuil gedagte hê wat in woorde uitgedruk word nie, sodat jou woorde eerder genade kan gee aan die wat dit hoor. So moenie mense afkraak, sleg maak ensovoorts, ook op hierdie manier nie. Bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Met ander woorde sê, in al hierdie dinge, indien julle aan hierdie dinge skuldig maak, is jy besig om die Heilige Gees van God te bedroef. Jy bedroef die Heilige Gees. En wat is die gevolge dan? Die gevolg hiervan is dat die Heilige Gees stil word in jou lewe. Hy word stil. Jy beleef hom nie meer nie. Jy weet nie meer van sy teenwoordigheid nie. Jy het nie daar die vrede en vreugde wat alle verstand te bowe gaan nie. Want hy is nie daar nie. En jy is net op jouself aangewese. En dan, wat is die gevolge daarvan? Dit bespreek in vers 31 aan. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word. Dis die gevolge van wanneer die Heilige Gees hom aan jou onttrek. Dan kom hierdie dinge en hulle vind in jou sitplek as dit ware. Saam met alle boosheid, maar jy maak jouself oop. Dis waarop dit neerkom. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, dat jy altyd genade sal hê vir 'n ander. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Met ander woorde, geliefdes, die gelowige, daar's niks in iemand anders, gelowige of ongelowige, wat jy nie kan vergewe nie. Wat jy nie kan vergewe nie. Want hoe het God jou vergewe? Soos God ook in Christus julle vergewe het. God het jou gevat toe jy nog sy vyand was. En hy het jou vergewe. Dis wat ons al gesien het in die vorige verse. Toe ons nog sy vyand was. So wat is daar dan wat ons nie kan vergewe nie? Dis nie moontlik dat daar iets is wat ons nie kan vergewe nie. So hierdie is een van die baie praktiese lyste wat Paulus vir ons gee.
So uit hierdie skrifdele is dit duidelik dat ons na redding nie net soort van verbeterde weergawe van onsself moet wees nie, maar 'n nuwe skepping met 'n nuwe aard, met 'n nuwe gedrag, totaal vernuwe, geskep na die beeld van God deur die krag van die Heilige Gees, terwyl ons in ons wese en wat ons is en wat ons doen, getuig wie ons redder is. Daarom is dit belangrik dat ons moet kan sê, en dit sny baie, baie hard, dit sny baie, baie fyn, maar dit is soos 'n skerp mes wat baie seer sny. Sal enige iemand wat met jou te doen kry, kan sê, daardie mens redder is waarlik God, is waarlik Jesus die Christus, die genadige verlosser. Ek kan dit in hom of haar sien, al is hy nie 'n geredde nie. Kan mense ons redder in ons sien, wanneer hulle met ons te doen kry. Ons is 'n nuwe skepping met 'n nuwe aard. Geskep na die beeld van God, deur die krag van die Heilige Gees. Nou, een kommentator het dit soos volg geïllustreer, wat nogal komies was, maar ook baie waar. Hy sê, jy kan 'n vark uit die mooier uitneem en hom baie mooi skoon was en 'n lint om sy nek bind en hom in jou huis invat. Maar daai vark gaan nie gelukkig daar wees nie. In die oomblik wat hy die kans kry, gaan hy uitstorm en hy gaan terug na sy modder toe. Maar vat 'n skaap en maak hom skoon, bind 'n stryk om sy nek as jy wil, en hy sal saam met jou bestaan, maar ook hy sal teruggaan na waar hy wil wees. Nou, wat het hy hiermee bedoel? Jy kan nie teen iets se natuur ingaan nie. Jy kan nie teen iets se natuur ingaan nie. 'n sondige persoon wat in sy sonde voortploeter, as dit ware daar in die modder, dit is sy aard, as hy nie gered is nie. En hy gaan hom aan daardie dinge skuldig maak, net meer en meer en meer. Want hy beland as dit ware in daardie modderkolk, en hy kan nie daaruit, hy self kan nie daaruit nie. Geen mens kan homself daaruit druk nie, as hy nie deur Jesus Christus gered word nie. As daardie kragdadige redding nie plaasvind nie. Dit is dan die boodskap van Romeine 6. Ons aard is verander. Dit is soos die gelykenis van die verlore seun, wat bevestig, wat sê hy vir homself wanneer hy besef waar hy was, waar hy nou is, wanneer hy tot besinning kom, wat doen hy? Hy staan op uit die modder en hy sê, ek gaan na my Vader toe gaan. Dis ook 'n beeld juis daarvan, van iemand wat tot sy besinning kom. Nie van redding nie, want hy was reeds gered, hy was in die huis van sy Vader, hy het sy Vader se huis verlaat, hy het in sonde verkeer, maar hy sê, ek gaan opstaan uit hierdie modder van hierdie wêreld, die sonde van die wêreld, en ek gaan na my Vader toe gaan. En wat doen hy by die Vader? Vader, vergewe my. Ons geliefdes, ons het die voorreg om in die Vader se huis te wees. Dit moet in ons lewens wys. Anderster is ons daar waar die verlore seun is. Maar dan, wanneer ons dan besef, ons is in die huis van ons Vader, en ons doen ons bes om hierdie pad van heiligmaking te loop, te wandel, met die hulp wat tot ons beskikking is, dan moet ons nogtans besef, die pad van heiligmaking gaan nooit 'n maklike pad wees nie. Ons is uiteraard nog steeds in hierdie wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Maar ons is wel nou na redding, meer as ooit die skuif van die bose se aanval. Maar omdat ons natuur verander het na redding, het ons net een begeerte om te midde van hierdie aanval en te midde van die boosheid van die wêreld, om skoongewas te wees en skoongewas te bly
en te sorg dat ons nooit ooit met vuil voete rondloop nie. Want dit is vir ons moontlik in Christus Jesus. Maar dan kom daar uit die woord van die Here ook vir ons hierdie bemoediging. Dis nie net hierdie stryd waarin ons lewe nie. Daar is vir ons so 'n wonderlike bemoediging. En dit is dat God voorsien ook vir ons deur sy Heilige Gees en deur sy heilige woord daardie wapenrusting waarna ek vroeër verwys het in Efesiërs 6 vers 17 en 18. Neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is hoe ons stryd teen die bose. Dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Wat sê hy? Jy moet volhard in die woord van die Here, want jy het die krag van die Heilige Gees om dit te doen. Wat stel jou in staat om teen die sonde te veg? Die woord van die Here. En saam met die woord van die Here het jy die Gees van die Here wat jou in staat stel om dit te gebruik, om jouself te oortuig, maar kyk, hierdie is nie reg nie. Ek moet wegkom daar, ek moet na my Vader se huis toe gaan. Ek wil by hom wees, daar waar ek skoon is van die sonde. So hier sê Paulus dan, hierdie wapenrusting, die woord van God, die Gees van God, tesame met alle gebed en smeking, met ander met volharding, stry teen die sonde. So dis al klaar 'n wonderlike bemoediging vir die gelowige. Maar daar's 'n ander besondere skrifdeel wat ons ook nog verder inspireer en bemoedig, krag gee in hierdie proses van heiligmaking. En dit vind ons in Johannes 17, wat ons almal ken as daardie hoë priesterlike gebed van ons Here Jesus Christus. Die hoë priesterlike gebed van ons Here Jesus Christus. En in daardie hoë priesterlike gebed tree Jesus vir ons in by die Vader, tydens daardie laaste lewensure van Jesus. Getsemane lê nou voor. Die verraad, die verguising, die spot, die spykers. Golgotha wag vir hom. En hy het aan hulle sopas bevestig dat hy weggaan. En nou bid hy ten aanhore van hulle tot die Vader. En wat is sy gebed? Hier is vir ons bemoediging. Kom ons kyk na Johannes 17 vanaf vers 13. So ek laat 'n deel uit, ek wil net by 'n besondere deel kom. Johannes 17 vers 13. En hier bid Jesus nou ten aanhore van sy disippels en hy bid tot die Vader. Maar nou kom ek na u toe. Die tyd het nou aangebreek. Nou kom ek na u toe. En ek spreek hierdie dinge in die wêreld, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Ek sê vir hulle wat hier in die wêreld is, wat hier agterbly, dat hulle dit kan hoor. Ek bid dit dat hulle dit kan hoor, sodat hulle blydskap kan vind hierin. Vers 14, ek het hulle u woord gegee. Met ander woorde die waarheid, God se waarheid gegee, dat Jesus in die evangelie geleef en gebring het. En die wêreld het hulle gehaat, en ons weet hoe het hulle die Jesus se volgelinge vervolg, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Maar omdat hulle myne is, Vader, vervolg die wêreld hulle. Maar Jesus bid dit, sodat die disippels dit kan hoor, en dat hulle kan verstaan, omdat hulle syne is, gaan die vervolging daar wees. Dan vers 15, nogal 'n interessante vers. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie. Maar Vader, die oomblik as hulle tot redding kom, moenie hulle opraap hemel toe nie. Ek dink baie van ons het al gedink, dit sou wonderlik gewees het eintlik. Nie 'n slegte idee nie. Maar Jesus sê nee, ek bid nie dat u dit doen nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Met ander woorde wat sê hy, hou hulle uit die sonde. Bewaar hulle van die bose, hou hulle uit die sonde, Vader. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie, daar herhaal hy dit.
En dan vers 17, een van die belangrike verse hierso. Sy gebed tot die Vader is, heilig hulle in u waarheid. Bewerk heiligheid in hulle. Doen wat nodig is in hulle lewens om hulle heilig te maak. Dis wat hy sê. En dan sê hy, u woord is die waarheid. Waar gaan die basis van heiligheid kom? Uit die woord van die Here. Volgens die gees van die Here, wat die woord van die Here neem en aan die gelowige bekend maak, maar ook deur dit wat hy dan bid, en dit is, Vader, heilig hulle in u waarheid. Doen in hulle lewens dit wat nodig is om hulle na die waarheid te bring. Soos u my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. Hulle moet hierdie waarheid uitleef. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Daar's net een waarheid, daar's net een redder, daar's net een God, daar's net een redding, en dit is soos wat Jesus dit vir ons gebring het, en dis waar hy sê, dis waarby julle moet bly, en laat hulle daar bly. Maar dan ook vers 20, net so interessante vers, insiggewende vers eerder. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde in my sal glo. Met ander woorde, die wat nog gered gaan word. Dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Hoe gaan die wêreld glo dat Jesus deur God gestuur is? Deur die lewe wat die gelowige lewe. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Nou, dat die eenheid binne die gemeente onder gelowiges van ander gemeentes, gelowiges van ander wêrelddele, almal is een in Christus. En dit is waarvan ons kan getuig, en julle wat al in ander dorpe en stede en wêrelde was, weet dit. Dat waar jy met gelowiges te doen kry, het jy onmiddellik daardie wonderlike eenheid, en jy is 'n broer en suster in Christus, in die ware sin van die woord. Vers 24, Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het, omdat u my lief gehad het voor die grondlegging van die wêreld. Regverdige Vader, al het die wêreld u nie geken nie, tog het ek u geken, en hulle hier het erken dat u my gestuur het. Hulle het die waarheid geglo. En ek het u naam aan hulle bekend gemaak, en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee u my lief gehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Met ander woorde, Jesus sê, dit waarvoor ek my lewe nou gaan gee, daardie waarheid, wat deur God se liefde gedryf word, dat daardie liefde in elke gelowige sal wees. Maar kyk nou hier, in hierdie uur van smart, hierdie sterwensuur, terwyl die skaduwee van die kruis reeds oor hom val, dink hy nie aan homself nie. Hy dink aan ons. Hy dink aan ons deur sy disippels daar, deur die kerk wat daar tot stand kom, deur die kerk wat deur die eeue gaan kom, en hy dra ook ons op aan ons Vader. En daar waar hy dan sê in vers 20, dat hy ook bid vir almal wat nog tot redding sal kom, verstaan dan, geliefdes, dat hy reeds vir elkeen van ons daar gebid het. En omdat hy God is, moet ons verstaan dat hy elkeen van ons by name, as het ware, daar genoem het. Hy is almagtig God. Hy het vir ons gebid daar. Nou wat is dan, as ons na hierdie gebed in Johannes 17 kyk, wat is die bemoediging wat ons hieruit kry? Wel, dis een ding wat ons dan kan weet. Jesus, die God gestuurde redder en heiligmaker. Redder en heiligmaker.
bid ten aanhore, hy bid tot die Vader ten aanhore van sy geliefdes, sy volgelinge. En daardie gebed is dan die waarborg vir ware gelowiges, dat niemand ooit uit sy hand geruk sal word nie. Dat niemand ooit uit sy hand geruk sal word nie. En verder, nie net die sekuriteit wat ons in redding het nie, maar ook die sekuriteit wat ons in heiligmaking het. Dat ons moet verstaan dat heiligmaking is nie maar net 'n soort van 'n halfhartige affære nie, en dis nie maar net wanneer ons die dag gelus voel nie. Dit is voortdurend vir ons op ons pad om in heiligmaking aktief te wees. As geen oomblik wanneer ons alleen is, wanneer ons by ander mense is, waar ons ook al is daar geen oomblik wanneer ons van heiligmaking vrygestel is nie. Ons moet dit verstaan. Ons is voortdurend gelowiges, voortdurend Christene. Elke oomblik, elke sekonde, elke millisekonde is ons 'n kind van ons Vader. Ons is nooit daaruit nie. Want dit is wat hy in vers 17 gebid het. Heilig hulle in u waarheid. Vader, doen in hulle lewens dit wat nodig is om hulle in u waarheid te laat wandel. Met ander woorde, as dit dan nodig is, beproef hulle. Geef hulle moeilike situasies om in te lewe, deur te lewe. Selfs situasies waar hulle lewens bedreig word, of selfs dan dat dit tot hulle dood lei, ook daarin, selfs in die dood, Here, doen wat nodig is om hulle by u te hou. Want vir die ware gelowige is die dood nie 'n vrees nie. Die ware gelowige vrees nie die dood nie. Daar's 'n vers wat aansluitend is, wat die hele gedagte van die gebed in Johannes 17 ondersteun, en dit is daardie deel in Romeine 8, wat ons almal so goed ken, wat sê dat ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Maar wat ook die swaar kry, ook die moeilikheid, ook die probleme, ook die dinge wat ons nooit oor onsself sal toelaat of voorskryf nie. Maar God doen dit, hy is die almagtige God. En hy skryf voor en hy laat toe wat in ons lewens moet gebeur. Daar's niks daaruit gesluit nie. Daar's niks buite sy toelatende wil nie. En dan vers 29 van Romeine 8, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, dit wil sy uitverkies het hy ook geroep, uit in hulle lewe die dinge veroorsaak, wat hulle tot daardie oomblik van redding bring, waar hulle bereid is om met oop hande die geskenk van redding te aanvaar. Die Here gaan in jou lewe doen wat nodig is, of hy het dit reeds gedoen. Maar hy sal in die lewe van elkeen wat hy uitverkies het, sal hy dit doen. Hy roep hulle op daardie manier na hom toe. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En hy stel dit in die verlede tyd, asof God dit reeds gedoen het, en as hy dit so stel, dan beteken dit, God het reeds besluit, en hy het dit reeds gedoen. En die wat hy geregverdig het, gered het, die het hy ook verheerlik. Met ander woorde, jy kan seker wees van jou verheerliking in die hemel saam met God. En ek sê weer, hy stel dit in die verlede tyd, sodat niemand hoef te twyfel nie. So God gaan die hele reddingsproses voltooi, tot en met die verheerliking. Dit is wat Romeine 8 vir ons sê. As jy ware gelowige is, as jy gered is, gaan jy waarlik verheerlik word saam met God en Christus in die hemel. Nou verstaan die boodskap tot hier, geliefdes. In Romeine 6 word dit aan ons gestel dat heiligmaking die aard van die gelowige is. In Johannes 17 sien ons dat die drie-enige God
Vader, Seun en Heilige Gees by ons heiligmaking betrokke is, aktief betrokke is, sodat Romeine 8 waarheid kan wees in ons lewens. Dat ons waarlik Romeine 8 kan glo, dat ons redding tot heiligmaking en uiteindelik tot verheerliking sal lei. So hier sien ons, Romeine 6, Johannes 17, Romeine 8. Maar dan is dit nog so, geliefdes, dat in ons menslike swakheid kan ons na onsself kyk en wonder, maar gaan dit regtig gebeur? Gaan dit regtig gebeur? Wel, die Bybel gee ons die versekering dat dit gaan gebeur. Want dit word beskryf asof dit reeds gebeur het. En nou gaan ons na die boek van Openbaring. Want in Openbaring sien ons dat daar is een frase wat voortdurend gebruik word. 8 keer om presies te wees. 7 keer in Openbaring 2 en 3 in die briewe aan die gemeentes. Dit wil sê daardie briewe waar God, of Jesus dan daar spesifiek, die gemeentes, die 7 gemeentes evalueer in terme van wat hulle was en hoe hulle dit gelewe het. Hoe hulle gemeente was vir Christus. En daardie 7 gemeentes is verteenwoordigend van die kerk van alle eeue. Dit wil sê elke gemeente het iets van daardie gemeentes in hom. En die frase wat dan daar 7 keer in die briewe gebruik word, in Openbaring 2 en 3, is die frase aan hom wat oorwin. Aan hom wat oorwin. En dit is 'n sleutelbegrip wat elkeen van ons moet verstaan, ten einde Openbaring te verstaan. So ek sê, dit word 7 keer in die briewe gebruik, en dan word dit nog 1 keer in hoofstuk 21 aan die einde gebruik. Maar kom ons kyk na Openbaring 2 en 3 net vandag. Daar die 7 briewe, hoe word dit gebruik? Openbaring 2 vers 7, aan hom wat oorwin, sal ek te ete gee van die boom van die lewe. Aan hom wat oorwin, sal ek te ete gee van die boom van die lewe. Watter boom is dit? Die boom van die ewige lewe, wat elke gelowige ontvang. Want hy gaan in die hemel wees. Hy gaan in die hemel lewe saam met God in Christus, die ewige lewe. Openbaring 2:11, wie oorwin sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Wie oorwin? Indien jy dan oorwin, ons gaan nou kyk wat dit beteken, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Met ander woorde, jy het as gelowige reeds gesterf aan jou ou natuur. En die tweede dood, die aardse, die wêreldse, die liggaamlike dood, jy sal geen skade ly nie, want jy gaan saam met God en Christus in die hemel wees. Openbaring 2:17, aan hom wat oorwin, sal ek van die verborge manna gee. Ek sal hom versorg. Soos ek vir my volk deur die woestyn versorg het, sal ek vir die een wat oorwin, daardie verborge manna gee, daardie hemelse kos gee, wat hom in sy siel voed. Die 4de een, Openbaring 2:26, aan hom wat oorwin, en my werke tot die einde toe uitvoer. Met ander wat? Heilig lewe, my werke tot die einde toe uitvoer, sal ek mag gee oor die nasies. Jy gaan deel wees van hulle wat saam met Christus kom om oor die wêreld te regeer, wanneer hy kom om ons te haal, en wanneer hy dan wanneer hy weer kom met die groot oordeel. Dan gaan ons saam met hom kom, die kerk van Jesus Christus, om saam met hom te oordeel. Openbaring 3 vers 5, wie oorwin, sal met wit klere beklee word. Wat beteken dit? Jy sal met heilige dade beklee word. Jy sal beklee word met wit linne van regverdige dade voor God. Jy sal voor God nie naak staan nie, maar jy sal in heiligheid geklee wees. Dit spreek van die ewige lewe.
3 vers 12, Openbaring 3 vers 12, wie oorwin, hom sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak. Jy sal een wees op wie hy kan steun en staat maak in die lewe, maar ook dan in die ewigheid. En die laaste een, Openbaring 3:21, aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my op die troon te sit. Ons weet, Jesus het reeds opgevaar na die hemel. Dit is hoekom hy opgevaar het na die hemel en hy sit nou aan die regterhand van God. En ons gaan saam met hom daar gesetel wees om te regeer. Dit is deel van wat ons sin is in hom. Nou, kom ons dan by die vraag, wat beteken dit wat hier 7 keer gebruik is, aan hom wat oorwin? Wat beteken dit aan hom wat oorwin? In die Grieks word die Griekse woord wat almal min of meer ken, Nike of Nico, gebruik, maar wat beteken om te seëvier, om die oorwinning te behaal, om suksesvol, om volhardend te wees, om te volhard in heiligmaking. Om te volhard in heiligmaking, in 'n heilige lewe, in 'n heilige wandel. Maar ook dan binne die raamwerk wat God vir ons gee. Dit wil sê, dan wanneer ons dan nou wel sondig, dat ons sal vergifnis gaan vra en hom wegdraai. Want vergifnis kan nie maar net aanhoudend gegee word, dat ons maar net aanhoudend in dieselfde ding val. Want dan sien God ons is nie ernstig met hom nie. So as ons ernstig is in ons sonde en ons gaan in ernstige belydenis na hom toe en sê, Here, vergewe my. Maar wanneer ons dan vergifnis vra, beteken dit, ons vra nie net vergifnis, die skoonmaking nie, maar is ook die wegdraai, dat ons nie weer in daardie sonde verval nie. So binne konteks van die boodskap aan die gemeentes beteken dit die volgende, om getrou te bly aan God en sy waarheid, ten spyte van beproewings, vervolging, versoeking, druk en selfs by geleentheid dat 'n mens tog maar toegee aan die sonde, ten spyte daarvan, om te volhard, om wanneer jy val dan opstaan, soos die verlore seun, jy gaan en jy vra die Vader om vergifnis. Want dit is hoe ons dan oorwinning in Christus het. Die gelowige oorwin nie uit eie krag nie. Die oorwinning is gewortel in wat Jesus reeds behaal het in sy oorwinning oor die sonde en die dood. En die gelowige word bemoedig deur die instaatstelling waarvoor Christus in Johannes 17 gebid het. En die waarborg wat in Romeine 8 gegee is. Maar dit vereis ook 'n deurlopende handeling, met ander iemand wat in die lewe met al sy uitdagings, ook met sy terugslag, bly kies, aanhoudend kies, om God se wil bo die wêreld te stel. Om aanhoudend God se wil bo die wêreld te stel. Maar onthou daardie beloftes aan die wat oorwin. Daardie die boom van die lewe, geen skade, die verborge manne, al daardie beloftes wat vir jou op aarde reeds deelagtig word. Wat jy hier op aarde kan kry, jy kan geseën word in so baie opsigte, indien jy hier in heiligmaking volhard. Dan kom ons by die 8ste en die laaste gebruik van die wat volhard. Dat in Openbaring 21 vers 7, dis die afsluitende belofte aan die wat getrou bly tot aan die einde. Die grootste denkbare beloning wat enigiemand kan begeer in Openbaring 21 vers 7, daar sê dit, wie oorwin, wie volhard, wie oorwin, sal dit alles in besit neem. En dan hier is die groot kroon van die lewe. Ek sal sy God wees en hy sal my seun wees, my kind. Ek sal sy God wees en hy sal my kind wees. En dit vat ons dan ook onmiddellik na daardie toneel in Openbaring 4 vers 4, waar die 24 trone is, met die 24 ouderlinge wat daar sit, geklee in wit klere, beteken hulle is heilig, hulle het goue krone op hulle hoofde, en dan lees ons in 4 vers 9, en elke keer as die 4 lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan God wat op die troon sit,
wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe en werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Wat is daar die krone wat voor God gewerp word? Is daar die krone wat ontvang word vir heiligmaking? Daardie kere wat vir ons dalk soms as na onbenullighede lyk, wanneer ons waarlik Jesus Christus in 'n situasie ingedra het, was vir iemand dalk selfs partykeer in onkunde iets gee of sê wat hom bemoedig of help of red of wat ook al. Daardie keer wanneer ons Jesus in die wêreld uitleef, dit is die krone wat ons ontvang. Wanneer ons in groot vrymoedigheid en blymoedigheid gee, maar ook dan partykeer ontvang, want dit word ook van ons gevra dan, dat ons dit in dankbaarheid sal doen en ook daardeur dan God eer. Met ander woorde, daardie geleenthede wat ons Jesus is, in elke situasie, in watter deel van die wêreld of lewe ons ook al mag bevind. Dit is 'n oomblik van heiligmaking. 'n Oomblik wat God verheerlik. 'n Oomblik wat sê, so lyk Jesus my redder. En is daar dan enige situasie in jou lewe, enige tyd, waar dit nie van jou gevra word nie? Waar dit onbillik van God sou wees om dit van jou te verwag? Nee, daar is geen so situasie nie. Hoekom nie? Wat het dit Jesus gekos om namens ons te sterf? Hy het sy alles gegee. Alles. Kan hy van ons dan vra, gee jou alles? Ja, hy kan. Ook as dit dan is dat ons vir hom moet sterwe, omdat ons vervolg word, of omdat ons vir die waarheid staan, of wat die situasie ook mag wees, mag nie noodwendig fisies sterwe nie, maar dat daar soms oomblikke is wat ons in ons gees moet sterwe, omdat ons vervolg word deur mense wat nie weet wat hulle doen nie, of wat dalk weet wat hulle doen, wat dit doelbewus doen, maar dat ons dan sê, ek gaan my maar net terughou, terwille van my redder, gaan ek dit vat en aanvaar en ek gaan daarvoor ons lewe, ek gaan maar net aan. Ek gaan nie die oorwinning behaal nie. Ek gaan my mond hou, ek gaan stil bly. My gesig sal ook nie daarvan spreek nie. Nou, maar in daardie situasie wat ek sê, ek is die minste hier en ek is bereid om dit te wees. Nou word ek vertrap en beledig of wat ook al geminag. Ek sal die minste wees terwille van my redder. Dit is oomblikke van heiligmaking. Dis wat die Here van ons vra. Daardie krone is beloning vir 'n geheiligde lewe wat getuig van 'n lewe van heiligmaking, waar ons bereid is, soos wat ons gesien het in die saligsprekinge, om die minste te wees. Om te sê, Here, ons is niks en ons kom met leë hande en ons is bereid om aan onsself te sterf. Ook dit. So kom ons vat dit saam ten slotte. Romeine 6, redding, as jy gered is, gaan dit tot heiligmaking lei. Dit is ipso facto. Dit volg van selfspreking. Dit volg van selfsprekend. Daar's nie 'n opsie hierin nie. Dit is 'n moet, omdat jy in jou wese nuut is. Jou hele wese is verander.
Johannes 17 getuig van God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees se werking in ons lewe om ons sterk te maak in daardie oomblikke waar ons beproef word. Maar nie net dit nie, wat ons ook heilig in elke situasie waar daar geleentheid is om ons te heilig, om tot ons heiligmaking te werk. Dat hulle sal doen wat nodig is om ons heilig te maak. Romeine 8 gee vir ons die versekering dat dit sal gebeur, want Paulus sê, wees verseker, jou heiligmaking, nie net jou heiligmaking nie, maar ook jou verheerliking, om dit waar jy dan in 'n totaal verheerlikte gees nou gaan wees, saam met God en Christus in die hemel, dit gaan gebeur. Hy het dit in die verlede tyd geskryf, dit het reeds gebeur. So seker is elke gelowige daarvan. En dan Openbaring 2, 3, 4 en 21 beskryf dan die oorwinning vir hom wat oorwin, vir hom wat volhard, vir hom wat in volgehoue heiligmaking sy lewe, wat elke geleentheid aangryp. Partykeer doelbewus, maar later kom dit maar net van self. Dit word die instelling van die Gees. Dit is, geliefdes, waarvoor ons gered word en waarvoor ons op die aarde gelos word, sodat ons van God en Christus, die Heilige Gees, die Heilige Woord, ons redding kan getuig. Sodat ons getuienisse kan wees van hierdie goddelike waarheid. Daar's geen ander rede daarvoor nie. Sodat ons kan getuig van die almagtige God, Jesus, die Godgestuurde redder wat gekom het en sy taak voltooi het, opgevaar het na die hemel, sit aan die regterhand van God waar hy nou regeer en waar ons met hom gaan meedoen. As daar dan een boodskap is wat ons uit hierdie deel kry, en dit is dat 'n gelowige nooit ooit ligtelik met die sonde mag omgaan nie. Ons mag nooit ooit doelbewus, willens en wetens sondig nie. Dit was nie waarvoor God ons gered het nie. Want dan beteken dit ons, dit is 'n woordspeling wat hier is, maar dit is presies wat redding betref. Dit is 'n woordspeling, dan tref ons nie die kol nie. Dis nie waarvoor ons gered is nie. Maar ons is nie gered om te sondig nie. Dis nie waarvoor ons gered is nie. Ons tref nie die kol nie. Want dit is wat redding beteken, om die kol te tref. Ons tref nie die kol as ons sondig nie. Ons doen nie waarvoor ons gered is nie. Hoeveel eenvoudiger kan die evangelie as dit verduidelik word, geliefdes? Al verguis en spot die wêreld ons, omdat ons dan anders is, en hulle sien op ons neer. En moenie 'n fout maak nie, die mens kry dit ook in die kerk. Jy kry dit ook in die kerk, dat daar mense is wat so is. As kerke wat dit openlik bedryf. Maar hulle verstaan nie die ware gelowige se innerlike drang na heiligheid nie. Nie net sy eie nie, maar ook die mense rondom hom. En daarom is hy dan ook die ene wat getuienis lewer aan die wêreld waarin hy is. Want ons is burgers van God se koninkryk. En soos wat ons nou met die wêreldbeker sien, almal dra hulle kleure en hulle embleme en al daardie dinge. Ons ken dit. Ons dra die kenteken, die kleure van ons hemelse Vader. En dit is dat dit sal getuig van ons redding in ons lewe. En die genade wat ons vandag
innerlik verander, bewaar vir God se doeleindes, sal vir ons waarlik toegang gee om in die vreugde van ons Here in te gaan. Dit is die waarborg wat Jesus vir ons gegee het. Dit is die waarborg van God se woord. Aan hom wat oorwin. Aan hom wat volhard. Amen. Heilige God, ons hemelse Vader, dankie dat U ons nie net bevry het van die sonde nie. Dankie dat U ons nie net ons ou mens gekruisig het en vir ons 'n nuwe hart gegee het nie. Dankie ook dat heiligmaking nie 'n swaar uiterlike juk is wat ons met lyste en reëls en sulke dinge moet probeer om U liefde te verdien nie. Maar dankie dat ons weet, Here, ons is U sinne, omdat U, Here, dit vir ons moontlik gemaak het. U het dit vir ons moontlik gemaak om ons met oop hande na U toe te kom en die geskenk van geloof te ontvang. Maar U maak dit ook vir ons moontlik om daardie geskenk van die geloof te vertroetel en elke dag heilig te hou en so te lewe dat die wêreld sal sien, ons is kinders van ons Vader. Ons dra sy kleure, ons dra sy embleem, ons dra sy uniform. Ons is syne en hy is ons sinne. Ons het die wit kleed van heiligheid aan. Ons het dit aan, want dit is gewas in die bloed van Jesus Christus. Daarom vra ons dan een ding, Vader. Gebruik hierdie boodskap vandag om dit in ons harte, verstand in te prent, in te brand, dat ons dit nooit ooit sal vergeet nie. En dat ons sal verstaan, daar's een ding wat U van ons vra hier op aarde, en dit is om te volhard en te oorwin. Mag dit ons instelling wees, daagliks, elke oomblik, in alles en net almal met wie ons te doen kry, sodat ons een oorheersende begeerte groter en groter en groter sal word, en dit is om U te verheerlik. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.